Welkom in my Vader se voorhuis. Ek wil die geleentheid gebruik maak om Pastoor Eben te sê dankie. En Pastoor Eben, Tannie Rina, ek dink ek praat namens die hele gemeente. Ons waardeer julle en ons is lief vir julle. Prys die Here. My broer en suster, is vir my 'n baie emosionele nagmaal. Ek gaan vanmôre vir jou een beeld gee in hierdie nagmaal, soos wat ek het geleer het by my geestelike vader en my mentor, Pastoor Boetie Dix. Dit is 'n voorstelling van hoe in die pad wat Jesus geloop het. En as jy nou hier sit en jy sê vir my, ja, maar ek het dit laas jaar gesien, wil ek vir jou sê, ek het dit baie keer gesien en elke keer is dit vir my nuut. Verskoon my as ek met tye emosioneel raak. Dit is iets wat baie na aan my hart is. Vanoggend toe ek hier ingekom het, toe ek daar in die hoek gaan staan en ek was emosioneel. En het kom by my op. Wat beteken Golgotha vir ons? Pastoor Boetie het altyd hierdie genoem, die Golgotha nagmaal. Maar wat beteken Golgotha vir ons? Hoe gereeld dink ons aan die dag toe Jesus sy lewe gegee het vir my en jou? Skrifgedeelte lees uit Jesaja 53, vers 4 en 5. Hy sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dierbare Hemelvader, Here, ek loof en prys U vandag, Here, vir die kruishout en Golgotha. Here, daar waar U die prys betaal het vir ons. Vader, ek wil bid, elkeen wat vanmôre na die boodskap luister, Here, dat dit nie net weer 'n boodskap sal wees nie, maar Vader, dat die erns raak gesien sal word. En ek loof en prys U daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. My broer en suster, ek dink die nagmaal het oor die jare deur vir baie mense niks anders as 'n ritual geword nie. Want die nagmaal word nou al soveel jare gedoen, dat dit gedoen word uit 'n gewoonte uit. Meeste mense weet, meeste kerke, die eerste Sondag van elke maand is nagmaal.
En ons besef nie meer die erns van die saak van nagmaal nie. Dis al afgewater. Ek het al gehoor, mense sê, dis jou doplicense. En alle ander dergelike dinge wat hulle sê. Maar ek wil jou vanmôre vra, wat beteken die nagmaal vir jou nog? Het dit nog 'n impak in jou lewe? Of het dit vir jou ook net 'n box-ticking exercise geword? Soos wat om op 'n Sondagoggend kerk toe te kom vir baie mense net 'n box-ticking exercise geword het. Dit help nie ons sit in die voorste rye van die kerk se banke. Sondag na Sondag na Sondag. Maar binne in ons siel is ons mors dood. Dan beteken die nagmaal en Golgotha vir jou niks nie. En if my memory serves me right, laas jaar met die Paasfees, met die nagmaaldiens, dink ek, het ek gesê, dit kan dalk ons laaste Paasfees wees. Nie weet toe ek hierdie week afgesonder het voor God. Toe kom dit by my op. As dit ons laaste Paasfees was, laas jaar, hoeveel van ons sou vandag hier gesit het? Hoeveel? Ek dink, ons sal verbaas gewees het om te sien hoeveel van ons sou hier gesit het. So ek dank die Here, dit was nie ons laaste Paasfees nie. Ek dank die Here dat ons vandag nog 'n kans het om te kan besef wat Jesus vir ons gedoen het. Om te kan besef die prys wat Jesus betaal het. Ek dink nie, ons besef elke dag wat Golgotha vir ons beteken nie. Ek dink nie ons besef elke dag wat Jesus vir ons aan die kruishout van Golgotha gedoen het nie. Ek dink nie ons besef dit nie. En hierdie week toe ek afgesonder het, toe ek opnuut besef, wat dit beteken om te sê, ek is 'n kind van God. Want ek dink nie dat een van ons sou die pad kon loop wat Jesus geloop het nie. En ek het in die verlede nagmaal gesê, daar's 'n rede
hoekom ons nie weet wanneer Jesus gebore is nie. Maar ons weet, wanneer is hy gekruisig? En daarom moet ek jou die vraag vanoggend vra. Hoekom was Jesus gebore? Hoekom was hy gebore? Jesus was nie gebore gewees om aarde te kom, om die blinde te laat sien en die krepeel te laat loop nie. En die malaatse te genees nie. En om Lazarus uit die graf uit te roep nie. Dis nie hoekom Jesus gebore was nie. In die 33 jaar wat Jesus op die aarde was, is dit dinge wat hy gedoen het. Maar die punt hoekom Jesus gebore was om op Golgotha op 'n kruishout te sterf, sy bloed te laat vloei vir my en jou. Ons het die lied gesing, daar's wonderbaarlike krag in die bloed van die lam. Toe die Israeliete nog in Egipte was, het God hulle die opdrag gegee en gesê, slag 'n lam, en vat die bloed en sit dit aan die deurkosyne, sodat die doodsengel by jou kan verbygaan. Daai was al reeds 'n voorstelling van Jesus Christus, se bloed wat gaan vloei vir my en jou. Wanneer laas het jy al 'n manifestasie gedoen? Of sal ek eerder vra, het jy al die manifestasie gedoen? En die bloed van die lam aan jou huis se deurkosyne gesmeer? Maar baie vinnig kan ons die pastoor bel en sê, pastoor, bid, ek het 'n pyn in my voet. Maar by ons huis ons weet waar die kerk is. Ons weet waar die pastoor is. Maar die vraag is, weet Jesus waar is jou huis? Weet Jesus waar is jou huis? Of los jy hom agter wanneer jy by daai deur uitgaan? Los jy hom agter? Jesus het aarde toe gekom om te kom sterf, om die prys te betaal vir my en jou. Hy het die prys kom betaal vir my en jou. Die woord van die Here leer ons, Jesus gaan in die tuin van Getsemane om te bid. En hy vat van sy disippels saam. En 3 keer kom hy, en 3 keer vind hy hulle in die slaap. En jy weet, toe ek hierdie week deur dit gaan, toe kom die Heilige Gees by my en vra my 'n vraag. Is dit hoe jou gebedslewe lyk? Hoe lyk jou gebedslewe? Lyk jou gebedslewe soos die disippels wat saam met Jesus in die tuin was? Jy sien my broer en suster, jy kan saam met Jesus in die tuin wees. Maar sê te sê jy bid saam met hom nie. Jy kan saam met ons in die kerk wees. Sê te sê jy gaan saam met ons hemel toe nie.
Of is dit die pastoor se werk om te bid? As jy 'n gemeentelid is, dis waar jou verpligtinge stop. Is dit so? As dit so is, wil ek vir jou sê, jy moet tot bekering kom. Jy weet, ek gebruik altyd die gedagte, wanneer ek gevra word om die offerhande op te neem, dan sê ek altyd, wanneer dit kom by die offerhande, en toe ek nog in die banke gesit het, en 'n gemeentelid was, dan kom hulle en hulle praat van die offerhande, dan dink ek myself, ja, daar gaan dit alweer. Geld, geld, geld. Maar jy weet wat? Toe kom ek tot bekering. Toe kom ek tot bekering. En ek besef die opdrag van God. En net so, vanmôre, as jy dink dat jy as gemeentelid is jou werk om elke oggend, Sondagoggend kerk toe te kom en hier te kom sit, en dink jy maak die nommers vol, wil ek jou sê, jy maak 'n fout. Ek wil vir jou sê, wanneer Jesus kom om sy kerk te kom haal, om sy bruid te kom haal, die kerkdeure sal vir jou oop wees, jy kan maar nog steeds hier kom sit. Want jy sal nie saamgaan nie. En dit is die waarheid. Dit is die realiteit. Die woord van die Here sê, in die laaste dae sal hulle predikers kry om die oor te streel. Ek is nie daai prediker nie. Pastoor Eben is nie daai prediker nie. Jy moet kies. Jy moet kies vanmôre. Elkeen van ons het die Here 'n werk voor. Elkeen. Jesus Christus het op die kruishout gesterf en op die kruishout het hy my en jou die autoriteit gegee. As gevolg van die kruishout het ek en jy die autoriteit. Wat Jesus het, toe hy afgegaan het in die doderyk en die sleutels by die duiwel gevat het, daai selfde autoriteit het ek en jy. Maar jy kan dit alleenlik opneem. As God jou hart aanraak. Jy kan dit alleenlik gebruik. Wanneer God deel is van jou lewe, wanneer jy 'n gebedslewe het. Jesus vind die disippels aan die slaap in die tuin van Getsemane. Hoeveel keer vind Jesus ons aan die slaap? Dis hartseer. Dis hartseer. Om te dink
dat Jesus vind ons aan die slaap. Terwyl Jesus in die tuin is, hoor hy 'n geraas. En Judas kom met 'n klomp wagte. En hy verraai Jesus met 'n soen. 30 stukke silwer is hy betaal om Jesus te verraai. Baie keer verraai ek en jy Jesus vir baie minder as dit. En die wagte gryp Jesus. En Petrus ruk 'n swaard uit. En hy kap die een wag se oor af. Jesus buig, hy tel die oor op. En hy sit hom terug. En hy maak die wag gesond. Die eerste persoon wat Jesus se lewe gered het, Petrus. Want die gebruik was gewees in daai dae, as jy leed doen aan een van die koning se wagte, kry jy die doodstraf. Het Jesus nie daai wag gesond gemaak nie, het hulle Petrus gevat en hom doodgemaak. En Jesus red Petrus se lewe net daar. Anders het hulle Petrus gevat en hom doodgemaak. En hulle vat Jesus en hulle bring hom voor die kerk basies, die heilige leiers, en beskuldig Jesus van alles wat vals is. En Jesus sê nie 'n woord nie. Nie 'n woord nie. Hy verdedig nie homself nie. Hy sê nie maar julle lieg nie. Jesus sê nie 'n woord nie. Hoeveel keer kom ek en jy en dan het ons baie dinge om te sê. Baie dinge. Maar Jesus het stil gebly. Die beskuldigings gevat. En hulle besef, hulle het nie die mag en die krag om Jesus eers in die tronk te werp nie. Hulle moet hom na Pilatus toe vat. En hulle kom by Pilatus. Hulle bring Jesus voor Pilatus. En Pilatus vind geen skuld in Jesus nie. En Pilatus vra vir Jesus, jy hoor die beskuldigings wat hierdie mense teen jou maak, wat het jy te sê? En Jesus bly stil. En hy vra vir Jesus, is jy die koning van die Jode? En Jesus sê vir hom, jy sê dit. Jy sê dit. Die koning van die Jode. Pilatus gaan en hy sê vir hulle, ek vind geen skuld in hierdie man nie.
Ek vind geen skuld nie. Hy sê, ek was my hande in onskuld. En hy kry 'n plan, en hy sê, jy weet, dis die gebruik om op hierdie feestyd 'n gevangene los te laat. En daar was 'n man wat 'n gehate man was, wat in die gevangenis was, Barabbas. En hy dink seker by homself, hulle sal definitief nie laat Barabbas gaan nie. So ek gaan nou vir hulle vra, Barabbas of Jesus? Die skare sê, Barabbas. Hy was 'n moordenaar. Seker was Barabbas bestem om gekruisig te word daai dag. Die tweede persoon wat Jesus se lewe red, Barabbas. En ons weet nie wat het van Barabbas geword nie. Ons ken nie, hoor nie weer van Barabbas nie. Maar Barabbas word losgelaat. En dit kom by my op. Elkeen van ons is Barabbas. Elkeen van ons is Barabbas. Jesus het Barabbas se plek gevat. So het Jesus elkeen van ons se plek gevat. Jy kan miskien nou sê, ja, maar ek het nie moord gepleeg soos Barabbas nie. Jesus het jou plek gevat. Jesus het jou skuld betaal. Besef ek en jy vandag die prys wat Jesus betaal het. Voor die diens praat ek en Tannie Rina en sy deel met my 'n gedeelte wat sy gelees het. En hoe dit haar getref het. Dat hoe groot God is en wat God kan doen. Besef ons, hoe groot is hierdie God wat ons dien. Hierdie God is so groot, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, om te sterf, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Wie sal dit doen? Wie sal dit doen? Laat my dink aan 'n pastoor wat ek van gehoor het, ek het hom nie geken nie. Hulle sê die pastoor se kinders was klein. Toe vat hy sy kinders en hy bid. Hy bid vir elke kind. En hy sê, Here, die kinders is klein. Hy sê, maar God, ek vra jou nou, as hierdie kinders nie gaan groot word en U dien nie, vat hulle nou. Vat hulle nou. Dat hulle hemel toe gaan. Is ek en jy bereid om so te bid? Is ek en jy bereid om so te bid? God het dit gedoen. God het sy seun gegee, sodat ek en jy gered kan word. So het Barabbas redding gekry. Want Jesus het sy plek gevat. En ek weet nie, of die kruishout wat Jesus gedra het, miskien gemaak was vir Barabbas, ek weet nie. Miskien was dit Barabbas se kruishout.
Want in die navorsing wat ek gedoen het, as jy gevonnis is om gekruisig te word, het hulle 'n kruis gemaak volgens jou mates. Daar's nie net enige stuk hout gevat en 'n kruis gemaak en gesê, okay, hy word gekruisig nie. Daar's 'n kruis spesifiek vir jou gemaak. Jesus is op 'n kruis gekruisig wat nie syne was nie. Want hy het 'n skuld betaal wat nie syne was nie. Hy het my en jou se skuld betaal. Pilatus gee Jesus oor, laat hy gegeesel moet word. En as jy gaan kyk op die internet, hoe het hierdie, ek weet nie eens wat om het te noem nie, hierdie geeselinstrument gelyk. Dit was 'n handvatsel wat seker omtrent 8 of 10 toue aangehad het, wat gevleg was. Dan was daar elke so, ek weet nie hoe ver uit mekaar uit, was daar dierebene en hakke in daai ding ingevleg. En dan het hulle daai ding gevat. Het lyk amper soos 'n seekat ding. 'n Ding met 'n klomp swepe aan, as jy dit so wil noem. Dan het hulle Jesus geslaan met daai ding. Dan het daai hakke het in Jesus se vleis ingeruk. En dan sou hulle daai ding gevat het en hulle het hom geruk om hom los te kry. Daar ruk hulle Jesus se vleis uit hom uit. Die woord van die Here sê, soos wat hulle dit uitruk, val dit op die grond. Dan trek hulle daai ding, dan ruk hulle hom, dan val dit op die grond. Dan val sy vleis op die grond. Hulle sê dit was so erg gewees, dat jy Jesus se ingewande kon sien. Jy het sy ribbes gesien met sy ingewande, soos wat hy oopgeruk was. Dan het sy bloed op die grond geval. En die mense loop daaroor, en hulle vertrap Jesus se bloed in sy liggaam wat op die grond lê. Hulle trek hom 'n purper kleed aan en hulle spot hom. En hulle skree, kruisig hom. Hulle slat hom met die vuis in die gesig. Hulle spoeg op hom. Die woord sê hulle trek sy baard uit. Hulle sit 'n doringkroon op sy kop en slat hom met 'n stok op die kop, laat daai ding in sy kop moet insteek. Ek dink nie, ons kan besef die pyn wat Jesus deurgemaak het nie. Met sy ingewande wat sigbaar is, vat hulle hom en hy moet sy kruis dra. Hy moet sy kruis dra. En hy word vasgekap op 'n stuk hout. Hy word vasgekap op daai kruishout. Spykers deur sy hande, deur sy voete.
Ek het jare terug, het ek met 'n mediese dokter gepraat wat 'n prediker geword het. Ek dink pastoor Eben sal hom ken, Dr. James van Sail. Dr. James van Sail was daar van Stanger se wêreld. En hy sê vir my, jy weet, dis wat gebeur het medies gesproke. Hy sê Jesus het aan die kruishout gehang. Hy sê soos hy aan die kruishout hang, die spiere wat om jou bors is, trek jou longe vas. Kry jy nie asem nie. Hy sê so Jesus moes, by die spyker wat in sy voet was, moes hy homself opstoot, om asem te kry, en dan weer gesak het. Hy sê tot hulle gekom het, en 'n spies in hom ingedruk het. Hy sê in die feit dat daar water en bloed uitgeloop het, sê vir hom dat medies het Jesus aan hartversaking doodgegaan. Vanweë die feit dat sy liggaam deur so trauma gegaan het. Ek wil vir jou vandag sê, ek glo nie op hierdie aarde is daar enige iemand wat op 'n wreder manier doodgemaak was as wat Jesus doodgemaak was nie. En hulle kom en Jesus sterf. Die woord van die Here sê, toe hulle Jesus in die sy steek, toe loop daar water en bloed uit sy liggaam uit. Hulle vou sy liggaam toe. In 'n wit lap. En hulle vat hom weg. En Jesus se bloed vloei en loop vir my en jou. Sy bloed loop vir my en jou. En hulle gaan begrawe hom in 'n graf wat nie syne is nie. Jesus word begrawe in 'n graf wat nie syne is nie. Wreder dood as dit was daar nie gewees nie. Wil jou vra vanmôre, wat beteken Golgotha vir jou? Besef jy vanmôre wat Jesus deurgegaan het? Die prys wat hy betaal het vir my en jou. Besef jy dit vanmôre? Hierdie jaar wat verby is, het baie dinge gebeur. In almal se lewens. Baie van ons het nou 'n ontkominge gehad met die dood. Ek myself was amper 2 keer dood. Ek was in 'n gasontploffing en ek het 'n hartaanval gehad.
Die ironie van die saak is, as Jesus gaan vertoef om te kom, en pastoor Eben bly lank genoeg in hierdie lewe, gaan hy elkeen van ons begrawe. Dis die enigste waarborg wat ek en jy in hierdie lewe het. Is dat ons, as dit nie in die kerk is nie, gaan jy in 'n kerk in 'n houtboks lê. Daai afspraak gaan ek en jy nie mis nie, as Jesus vertoef om te kom. En ek wil hê jy moet rondkyk. Kyk wie is hierso. Kyk. Want een van ons se begrafnis is volgende. Een van ons is volgende. En ek wil jou een ding sê, in die begrafplaas kan jy maar gaan kyk. Daar's geen ouderdomsbeperking nie. Dit gaan nie oor ouderdom nie. Die vraag is, as dit jou beurt is, as dit jou beurt is, gaan Golgotha jou onthou. As dit jou beurt is, gaan jy in die hemel kom en sê dank God vir Golgotha. Of waar gaan ek en jy onsself bevind? Want ek wil vir jou sê vandag, daar's een van twee plekke wat jy jouself gaan bevind. Is die hemel of die hel. En ek en jy kies waartoe ons gaan. Daai keuse lê by my en jou. Jesus het die prys betaal. Jesus het die prys betaal. Ek kan vandag hier kom met die lekkerste chocolate koek en die lekkerste melktert. En ek kan vir jou sê, ek het dit klaar betaal. Jy kan kies wat een wil jy hê. Is miskien 'n makliker keuse, want al twee is lekker. Maar net so kies ek en jy. Of jy kan sê, ek wil nie een van die twee hê nie. Maar jy gaan dit nie daai dag kan sê nie. Die prys is klaar betaal. Al wat ek en jy moet doen, is sê kom, Here Jesus kom. Ek aanvaar U. Aanvaar my soos ek is. En die Here is getrou en regverdig genoeg om sy arms om jou te slaan en te sê, ek is lief vir jou, my kind. Groter liefde as dit sal ek en jy seker nooit sien nie. Ek hoor die ding gaan nou dood, dis seker 'n teken ek moet ophou. Hoe staan jou saak? Of is hierdie maar net nog 'n nagmaal, 'n ritual? Die Hindus, die Moslems, hulle het rituals wat hulle doen. Hierdie is 'n sakrament, 'n heilige sakrament
wat deur Jesus Christus self ingestel is. Dis 'n heilige sakrament wat deur Jesus self ingestel is. Die woord van die Here sê, die dag toe Jesus verraai is, het hy die brood geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek, en gesê, neem, eet. Dis my liggaam, wat vir jou gebreek word. Net so die wyn, het hy gevat, en hy het gesê, neem, drink. Dis my bloed, wat gestort word, tot vergifnis van jou sondes. Kan ons staan, en dan dank ons, die Here, vir wat hy gedoen het. Dierbare Hemelvader, Here, ek loof en eer u vanoggend, Here, vir die kruishout van Golgotha. Here, vir dit wat u gedoen het op Golgotha vir ons. Here, u die prys betaal. Jesus, u het betaal sonder dat u gemoun het. U het nie 'n woord gemou nie, u het nie 'n woord gesê om uself te verdedig nie, Here, want u het ons sondes op u gevat. Here, ek wil bid vanmôre, dat elke persoon wat hier is, sal besef, Here, van hoe afhanklik ons is van u. Ek wil bid en dankie sê, Here, vir die nagmaal wat voorgesit is. Ek wil bid en sê, Here, dat u seën op hierdie nagmaal sal afkom, Here. Here, dit wat ons sal eet en drink, dat u goedkeuring sal wegdra, en dat ons 'n genesing oor onsself sal eet en drink. Want die woord sê, deur u wonde het daar vir ons genesing gekom. En ek loof en prys u daarvoor, en die volk van die Here sê, amen. Julle kan julle sitplek neem, ek wil net 'n vinnige reëling maak. Die woord van die Here sê ook, jy moet dit nie op 'n onwaardige wyse gebruik nie. So ek wil, sonder om tyd op te vat, wil ek vir jou 'n vergunning gee. Ek gaan vir pastoor Eben en tannie Rina vra om daar te staan. Ek en my vrou sal hier staan. As jy voel jy het gebed nodig voordat jy na die tafel toe kom, kom na een van ons toe. Dat ons vir jou bid voordat jy na die tafel toe gaan. Dan wil ek hê ons net dit baie ordelik doen. Ons gaan hierdie blok eers